Welkom by hierdie week se aanlyn boodskap. Ek is vir bykans 8 jaar besig om te mediteer oor 'n spesifieke psalm. Ek gaan soms weg van hierdie psalm af, maar telke male kom ek terug na hierdie psalm toe. En ek het 'n vermoede vir die res van my lewe gaan ek hierdie psalm oor mediteer, van hom wegbeweeg en weer terugkeer na hom toe. Dis 'n psalm wat ons uitdaag om te bedaar. Dis 'n psalm wat ons nooi na stil word, rustig raak. Dis die derde kortste psalm in die Bybel. Vir interessantheid, die kortste psalm is Psalm 117, hy het 17 Hebreëse woorde. Dan die tweede kortste is Psalm 134, hy het 29 Hebreëse woorde. En dan die psalm wat ek vandag oor wil praat en na verwys het, is Psalm 131. Hy het toevallig 31 Hebreëse woorde. En toe gaan tel ek net so 'n bietjie die Afrikaanse vertaling en ek sien dis 69 woorde. So as jy ooit met iemand soos 'n Jood te doen kry en jy beleef hom kort af, is dit miskien omdat hulle met minder woorde kan sê wat ons met baie meer woorde moet sê. Kom ons lees hierdie psalm saam. 'n Bedevaartslied van Dawid. O Here my God, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Dis waarheen ek heeltyd terugkeer. Hoe lyk jou binnewêreld? Die laaste ruk was ek geforseer om baie na binne te kyk, omdat daar onstuimigheid in my lewe was. En my siel kon net nie tot bedaring kom. Storie word vertel van oupa en ouma wat van die Kaap af kom en kom kuier by die kinders. Die kinders het 'n baba, 3-4 maande oue baba. Toe mamma en pappa daar kom, toe sê hulle vir hulle, julle moet nie bekommer wees nie, hierdie kind slaap al van 2 maande af deur. Amper al vandat ons van die hospitaal afkom, want hulle het nou een van hierdie ouerskapboeke gelees, en hulle weet nou presies hoe om die kind groot te maak, en kyk, oupa en ouma moenie vir hulle sê hoe nie, en hulle sê, luister, julle hoef ook nie te worry nie, die kind slaap deur. Toe hulle die eerste aand gaan slaap, toe hoor oupa en ouma, maar die kind huil. En die kind hou nie op huil nie. En hulle lê en is later 'n halfuur en die kind hou nie op huil nie. Hulle gaan probeer vir mamma en pappa wakker maak, maar hulle slaap so diep dat hulle dit nie hoor nie. Op die ou einde slaap hierdie baba eintlik nie deur nie, maar mamma en pappa hoor dit nie. En baie keer dink ek, ons siel is soos hierdie baba wat huil, maar baie keer hoor ons dit nie. Dit raak ons normaal. En ons besef nie, maar daar's hierdie onstuimigheid en hierdie onrustigheid in ons siele, en ongelukkig spoel dit oor in ons lewe. Ek dink dit is goed om so nou en dan na ons siele te luister. Ek sit vir jou 'n prentjie op die skerm. Dis 'n prentjie van 'n put. 'n Put wat water gee vir die gras en vir die bome, vir die mense en vir die diere daarom. Dis jy. Dis 'n metafoor vir jou lewe. Jy's ook hier geplaas. En jy moet water gee, jy moet kyk na mense, jy moet jou bydra lewer in hierdie wêreld. So jy moet van iewers af, moet jy skep. En ons skep vanuit ons binnewêreld uit. Ons skep vanuit ons siele uit.
En die volgende prentjie wat op die skerm kom, wys vir jou so 'n bietjie meer daar waar die emmertjie afsak in hierdie wêreld in en dan staan hierdie helder water wat daar is. En wanneer ek dit sien, sien ek 'n siel wat tot bedaring gekom het en wat stilte het en 'n siel wat iets kan gee vir die wêreld om ons. Maar ongelukkig baie keer is ons binnewêreld vertroebel. En daai water is nie so helder nie. Maar jy moet skep. Jy moet vanuit jou binnewêreld uit skep en dit wat jy dan gee is nie eintlik wat dit moet wees nie en dis vertroebel. Ek het by die huis so 'n visdammetjie. Ek het nie 'n baie goeie filter of iets daar nie. Ek het net so 'n waterpompie wat eintlik meer 'n water feature is as skoonmaak. So met die gevolg is alles sak maar nou af in die visdammetjie en sy water is nie so helder nie, maar jy kan die visse sien. Maar een keer 'n week as ek in daai omgewing net bietjie nat maak met die tuinslang, dan spuit ek sommer en top hom op. En wat daai water dan, die tuinslang se water, daai stroom doen, is hy maak die water vertroebel en alles wat onder is, styg op boontoe. En dan as ek ophou, vat dit 'n goeie 20-25 minute, voordat jy weer die visse kan begin sien wat daar onder swem. En dit laat my so dink aan hoe ons siel baie keer is, hy's vertroebel. Hy het nie tot bedaring gekom nie. 'n Antieke kerkvader het die volgende gesê, juis van 'n poel. Hy sê, as ons die troebel van ons siel kan stilmaak, kan ons dieper kyk. Want die water is stil, jy kan dieper kyk. Kan ons die lewe in die water sien. Ons kan goed begin waarneem. Kan ons ook ons eie refleksie in hierdie skoon water sien. En agter ons, bo die hemel, so blou. Is dit pragtig nie? Is dit 'n wonderlike metafoor van ons siele nie? En nou sê Dawid in vers 2 van Psalm 131, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Maar vers 1 sê vir ons wat die probleem van sy vertroebelde siel is. Wat maak ons hart onrustig? En hy sê, o Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Hy sê, Here, wat my siel eintlik onrustig maak, wat my siel vertroebel, is hierdie ambisie van my. Ek wil wandel in goed wat groot is. Ek wil trotse oë hê. Met ander woorde, ek wil trots wees op wat ek doen en ek wil afkyk op ander. En dit skep by my 'n gejaagdheid. En ek gaan vir hierdie dinge en dit skep ook by my 'n onvergenoegdheid. Maar al wat dit op die ou einde doen, hierdie baie dinge, is dit vertroebel. My siel, dit maak dit onrustig. Daarom sê hy waarlik, my hart is nie hoog nie, want hierdie hoogmoed wat ek na streef, hierdie dinge wat te groot is vir my, hierdie ambisie, hierdie rondhardloop, is eintlik net 'n gejaag na wind en dit maak my siel verskriklik onrustig. Nou David Benner is 'n psigiater, maar ook 'n geestelike begeleier en 'n Christen. En in sy boek The Gift of Being Yourself sê hy daar is 3 dinge wat ons siele onrustig maak. En baie keer as 'n ou vir my sê, daar's 3 dinge, dan twyfel ek, jy kan ons nou nie, die lewe is nie so eenvoudig, dit is baie meer kompleks. Hou op sê daar's 3 dinge, of daar's 7 stappe. Maar, as jy mooi daaraan dink, dan is dit eintlik die 3 dinge wat ons siele vertroebel, wat ons onrustig maak. Hy skryf, eerstens, die dinge waarmee ons besig is, en spesifiek die stryk van prestasie. Jy weet, jy wil meer bereik, en jy's ongelukkig as jy dit nie bereik nie. En jy wou 90% of 95% vir jou toets gehad het, nou het jy net 90%. Jy wou hierdie by die werk, jy hierdie promosie gesoek, jy wou dit gepresteer het, en jy jaag daarna, en op die ou ende maak dit jou siel onrustig, met ander die dinge waarmee ons besig is. Tweedens, ons besittings, of
gebrek aan besittings. Met ander woorde, goed wat ek wil hê, wat ek nie het nie, of die goed wat ek het, wat my siel eintlik versondig. Ons baie besittings in ons lewe wat ons siel eintlik versondig. Of dit wat ons nie het nie, daai stryk van vergelyk. Ek vergelyk met ander en ek voel onvergenoegd. Ek voel nie goed genoeg nie en daarom voel my siel onrustig. En dan sê hy, mense en verhoudings. Ek kan alles terugvat na hierdie 3 goed toe. In die 3de plek, mense en verhoudings. Wat ek van ander dink, oor wat hulle aan my doen, of wat ek dink ander van my dink. Dit neem my lewe in besit, en op die ou einde, lees ek goede in mense se optrede, of ek ervaar goed in mense se optrede, en op die ou einde, vertroebel dit my siel. Ek en jy het, ons wil meer hê. Ek en jy soek meer, ons jaag na meer. En op die ou einde, vertroebel die dinge waarna ons so jaag, en so besig mee is. En dit wat in ons lewe gebeur, maak ons siel onrustig. Maar, hoe bring ek my siel tot bedaring? Dat hy op daai plek kom waar Dawid hierdie beeld gebruik, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Soos 'n gespeende kind is ek by U. Hoe kom ek daar uit? Ek dink dit is nodig om jou siel na die Here toe te vat. Want ons siel is soos 'n baba wat huil. Onthou, wanneer 'n baba gebore word, is die enigste manier wat hy of sy kan ongemak kommunikeer, is deur te huil. Ek kyk 'n video van iemand wat juist praat oor ons siel, en hy vertel die storie van hy en sy vrou was by 'n restaurant, en daar kom 2 paartjies in, en hulle sien toe dadelik, hierdie is jong ouers, die 2 babas is min of meer ewe oud, hulle kan dadelik sien, dis vriende wat mekaar lanklaas gesien het, as gevolg van swangerskap, en bevalling, en die eerste 2 maande of 3 maande van baba grootmaak, want hulle soen mekaar en druk mekaar, hulle praat hard en hulle lag, hulle is bly om mekaar te sien, en natuurlik, altyd die ma's het sulke swart kringe om die oë van moeg, die pa's verward, hy staan met 'n doekesak, en met die baba binne in die karstoeltjie, en hulle sit, en die babas is rustig, seker maar in die kar aan die slaap geraak, en hulle kuier tog te lekker, en op 'n stadium, begin een van die babas te huil, en is asof hy die ander een aansteek, en al 2 babas huil. Maar is nie 'n restaurant, so sê maar nou die Spur, wat so bietjie meer geraas het, is hierdie tipiese wit tafeldoek restaurant, met daai sagte musiek in die agtergrond, en kelners is mooi aangetrek. So onmiddellik voel hulle die babas wat huil, steur die mense. Maar hy vertel die 2 mammas hanteer die saak verskillend. Die een mamma begin dadelik die stoeltjie ruk en sê, wat is fout? En druk iets in die kind se mond en trek reg, en sê, moet ons nie sy baadjie uittrek, kry die kind die warm, en sy en pappa raak amper half in 'n argument betrokke, want sy wil net hierdie kind tot bedaring kry, en op die ou ende is sy so geïrriteerd, dat sy sê, hou nou net op, en sy maak die baba los, en sy stap uit die restaurant om hom daar te probeer bedaar. Die ander mamma maak die baba los, en die baba huil, en sy hou hom vas. En die baba hou nog nie op huil nie. Sy hou hom vas, en sy begin om te sis, en sy te begin in sy ore te fluister. En kort voor lank raak die baba rustig. Dit herinner my aan soos 'n gespeende kind by sy moeder. So is my siel by U. Partykeer is ons siel soos 'n kind, of soos 'n baba wat huil, en dit moet uitkom by daai plek van 'n gespeende kind. En dis net so mooi beeld wat Dawid gebruik. Want onthou, 'n kind wat nie gespeen is nie, as hy by sy mamma is, vroetel hy, skop hy, soek hy, want hy soek kos. Maar as hy gespeen is en nie meer kos by mamma soek nie, as hy dan by mamma is, wil hy net by haar wees, en om by haar te wees. En wat 'n beeld van ons ook nie. Partykeer is ons siele so onrustig, want ons soek goed, en ons soek goed by God, en ons moet hom tot 'n bedaring bring,
dat hy net kan wees. Ek het begin van die jaar die boek van Eckhart Tolle gelees, The Power of Now. En in die boek sê hy nogal 'n klomp goed, onder andere dat hy sê dat baie van die goed wat ons siele vertroebel, het of met die verlede te doen, iets wat gebeur het en ons het emosies as gevolg van dit, of iets wat in die toekoms is waaroor ons bekommerd is en ons het sekere emosies daarvan. En dan word ons daai emosies. Ons sê ons is daai emosies, maar wat hy probeer sê is, ons ervaar daai emosies. Dit is nie jy nie. En dis 'n onderskeid wat hy maak. En dan gebruik hy die volgende gedagte wat hy noem watching the thinker. En hy sê wat jy eintlik moet doen is, jy moet begin om jou siel waar te neem. Om op te let na jou siel. To watch the thinker. Om te besê, wat dink ek? Want jy sien, as jy heeltyd in die verlede of heeltyd in die toekoms is en heeltyd met hierdie emosies is jou siel onrustig en jy kan nie die kragtigste oomblik wat die nou is beleef nie. Jy kan nie nou beleef nie, kan nie nou leef nie. En is nodig om bietjie jou gedagtes en emosies waar te neem. Wat dink ek? En hierso is stilte verskriklik belangrik. Dis hoekom ek sê hierdie Psalm nooi my na bedaring en stilte, want as ek stil sit en ek probeer my gedagtes net fokus op die nou, kort voor lankans al die apies in die boom in die gang, dan dwaal my gedagtes weer af. En die plekke en dinge waarin my gedagtes dwaal, is goed in die toekoms of goed in die verlede, dit het niks met die nou te doen nie, maar dit word later my identiteit. En dan skryf hy die volgende, en jy kan dit saam op die skerm lees. There's a distinction between happiness, en dan sit hy in hakkies, which depends on external conditions, and peace, which comes from being. Wow, ons lees weer. There's a distinction between happiness, which depends on external conditions, and peace, which comes from being. Daai wat Paulus van skryf. Vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Wat kom vanuit net wees. Ek het nogal gedink, wat is 'n mooi woord vir being in Afrikaans. En mense sal dadelik sê is om te wees, want ons praat van 'n lewende wese. Om te wees. Maar 'n ander woord wat nie 'n Afrikaanse woord is nie, maar wat dalk die HAT kan haal is die isheid. Ek is. Daar's 'n isheid in my. Ek is omdat hy my gemaak het. Ek is omdat hy my 'n lewende wese gemaak het. Ek is nie wat ek ervaar nie. 'n Isheid. En dan sê hy, you can be at peace even amid a difficult external situation if you do not offer mental resistance to it. Vrede. Om op daai plek te kom. Hoe is jou siel? Is jy besig om hom waar te neem? Wat is aan die gang? Die binne, in jou binnewêreld. Wat doen dit aan jou? Wat steel dit by jou? Jesus kom met 'n uitnodiging na die mense van sy tyd, dan sê hy in Matteus 11, daarvan vers 28, kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, en julle sal rus vind vir julle siele. By Jesus is daar rus vir ons siele. En ek dink, het is nodig dat ons hierdie onbedaarde kind, hierdie huilende siel van ons, hierdie onrustige siel van ons, na hom toe vat. Na hom toe sal draai en sê, Here, ek kom. Ek wil tot bedaring kom. En dit is hoekom ek dink 'n daaglikse stilte tyd, waar jy net by hom is, soos 'n gespeende kind probeer by hom wees. En sê, Here, ek wag op U. Daai daaglikse stilte tyd van kardinale belang is vir ons,
sodat ons na die beste van ons vermoë kan funksioneer. In wat ook al omgewing hy ons gesit het, want ons het dit al baie vir mekaar gesit, sê, ons werk nie. Ons is geroep tot ons werke. En God het ons daar geplaas. En dan sluit hierdie Psalm af. Wat nou? Nou is my siel tot bedaring. Wat nou? Dan sê hy, wag op die Here. O Israel, van nou af tot in ewigheid. Ons hou nie van wag nie. Het jy al gewag byvoorbeeld vir die sonsopkoms? Nou praat ek nie van, jy wag op die sonsopkoms, want jy is op vakansie op 'n mooi plek en iemand het gesê, jy moet die sonsopkoms hier sien, nou stel jy jou wekker en jy wag vir hom vir 10 minute. Ek praat van, jy wag heel nag vir die sonsopkoms. 'n Soldaat in die weermag wat dalk wag staan, terwyl die peloton rus en slaap, en hy raak moeg, en hy wil nie daar wees nie, en hy is dalk bang, en dit is donker, en hy sê, al wat ek verwag is die sonsopkoms. Hy sê, wanneer jou siel tot bedaring kom, wag op hom. En nie op 'n uitkoms nie. Jy sien, dis die fout wat ons maak. Hy sê, wag op die Here, o Israel. Nie wag op 'n uitkoms of 'n wonderwerk nie. Wag op hom. Hy bring dalk saam met hom uitkoms en wonderwerk. Maar wat hy eerste bring, is sy teenwoordigheid. Wag op hom. Onthou, toe ek 'n student was, het ek in Johannesburg gestudeer, maar ek het groot geword in Dispatch in die Oos-Kaap naby Port Elizabeth. So 1100 km soontoe. En dan as ek in die wintervakansie of in die somervakansie huis toe ry, dan het ek nog maar sommer een keer deurgery, want ek wou by die huis kom. Maar my karretjie, soos meeste karre in daai tyd, het nie ligversorging gehad. En as ek in die somer huis toe gery het, of terug Johannesburg toe gery het, het ek nogal vir myself sê, ek ry deur die nag. Want dan sit jy so warm nie, want het is verskriklik warm op die pad as jy nie ligversorging het nie. Ek dink ons het al vergeet hoe warm het kan wees sonder ligversorging. En dan ry ek nou deur die nag, maar wat gebeur? Baie van julle het al deur die nag probeer bestuur. Jy raak moeg. En is gevaarlik. Een van my studentevriende het aan die slaap geraak en hy vertel 'n storie, toe hy wakker word in die stofsak, toe's daar beeste rondom hom. Toe's hy van die pad af, deur 'n heining, in 'n plaas, hier tussen die beeste, en gelukkig het hy nie iets oorgekom, sy kar het baie skade gekry. Maar dan raak jy aan die slaap, en ek onthou altyd, wat kan jy doen? Jy draai die venster op, jy sit die radio hard, jy wens as iemand om mee te gesels, maar daar is nie. Toe vertel my vrou Annette, sy oupa, ons het toe nog uitgegaan, sy oupa vir my, hy sê, nee man, al wat jy doen, sit 'n glasie water in die kar, en dan as jy vaak raak, maak jy jou oorbelle net nat. Ek het later nat skouers gehad, soos ek my oorbelle probeer nat maak het. Ek het later my ore nat gemaak, maar dan raak ek aan die slaap. En dan besef ek, okay, nou moet jy stop. Dan stop jy, en dan sê jy, maar daar begin die son uit te kom. En jy weet, saam met daai sonsopkoms is daar hoop. Ek gaan wakkerder wees, dit is nie so donker nie. En dan gebruik die Psalm toevallig wat net voor hierdie Psalm is. Hy sê, ek wag op die Here, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop. Weereens, ek wag op hom, ek wag nie op 'n uitkoms nie. Ek vestig my hoop op sy woorde. My hele wese wag op my Heer, meer as wagters op die môre. Ja, wagters op die môre. Wanneer jy jou siel tot bedaring gebring het, beteken dit ek wag nou op hom. Ek wil nou hê hy moet met hierdie rustige siel werk. Want baie keer kan ons God nie beleef en ervaar nie, omdat ons so onrustig is. Wag op hom. So wat leer ons vandag uit hierdie Psalm? Daar's goed wat ons siel onrustig maak. Ons moet hierdie siel van ons tot bedaring bring. En wanneer hy bedaar is, moet ons wag op die Here. Wag op sy woord. Ons moet stil raak, sodat ons daai stem kan hoor, wat vir ons die weg wys, en wat ons lei. Kom ons bid saam.
Here, ons wil in hierdie oomblik net stil raak en bewus word van die nou. Bewus word van die raserigheid van ons siele. En ons wil dit na U toe bring, sodat ons rus vir ons siele kan vind. Ons wag op U, meer as wagters op die môre. Want so definitief, soos die sonsopkoms kom, so definitief is U ook in ons lewe, as ons op U wag. Amen.